Goeiedag vriende, baie welkom, so lekker om so saam te reis. Ons reis weer verder uit Petrus se brief. Net vir 'n oomblik, ons gedeelte is hoof 1 Petrus 2 vers 6 tot 8, maar ek wil net vir ons ter inligting, net om vir ons weer 'n bietjie agtergrond te gee, net weer vers 5 lees. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Laat julle self opbou, as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. En dan ons gedeelte vir vandag, daarom staan daar in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Ook die woorde in Psalm 118. En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Dit is die woorde van Jesaja 8. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie, en so het God dit ook vir hulle bestem. So ons sien hierdie belangrikste klip, wat deur die bouers afgekeur word, in hierdie geestelike huis, het die belangrikste klip, die belangrikste steen in die hele gebou geword. Petrus trek 'n parallel, hy praat dat Christus hierdie belangrikste steen is. En dan praat hy, as hy nou praat van 'n geestelike nuwe huis, dan praat hy ook dat hierdie gehoor, mense wat Petrus se brief hoor en lees, hulle word opgeroep tot lewe, om lewende stene te wees. Dan is Christus verwerp, afgekeur deur mense, en so sal Petrus se hoorders ook deur mense vervolg word en afgekeur word, en eintlik as vreemdelinge in die wêreld beskou word. Maar dan ook weet ons, omdat hy die belangrikste klip in hierdie gebou geword het, Christus word deur God verheerlik, en hy is God se uitverkose, gekose, die een. Christus beteken die gesalfde. En Petrus se gehoor in die gedeelte wat hierna volg, hoor ons hoe dat hierdie gehoor God se mense is, wat hy 'n verbond mee sluit, wat hy uitverkies en hulle sy eiendomsvolk noem. Mag dit wees dat ek en jy werklik mense is wat hierdie woorde glo, sodat ons iets hiervan kan beleef en ook as lewende stene bou op hierdie fondasie waarvan Christus die hoeksteen geword het. En dat dit nie iets is waaroor ons struikel nie. Dat om aan die Here gehoorsaam te wees, of om aan die Here ongehoorsaam te wees, beteken dit dat 'n mens struikel. En dat ek en jy uiteindelik in hierdie gedeelte wat hierna sal volg, eintlik ons ware identiteit ontdek. Omdat ons uitverkies is as God se eiendomsvolk. Mense wat opgeroep word, daar in vers 15, om heilig te leef, omdat God heilig is. Het ons deel ook hieraan. Wie in hom glo, sê Petrus, word nooit teleurgestel nie. Mag ek en jy in hom glo, mag ons gehoorsaam wees, mag ons as lewende stene in hierdie huis ingebou word. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U vir ons die hoeksteen is, die fondasie is,
en word ons ook as lewende stene ingebou in u nuwe geestelike huis, u nuwe plan, u nuwe tempel, u nuwe woning. En mag dit ook so wees, Here, dat ons met u liefde en met u gasvryheid en met u omarming so mense ook ontmoet en ontvang. Dankie vir die goedheid en die genade. Amen. Seën vir jou en voorspoed. Ons kom weer by mekaar. Mooi bly.